Goeiemôre familie, ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle en ek hoop dat julle 'n wonderlike lydensweek het in hierdie tyd. Mag julle ook dan so die Here se teenwoordigheid aanvoel en mag hy met julle wees. Ons week is gevul met die gedagte van verbond. En in hierdie soektog het ek so 'n bietjie gaan kyk na verskeie forme van die verbond in die Bybel. En baie keer sal ons vir onsself dink, nee, maar daar kan net een vorm van die verbond wees, en dit is natuurlik waar God die verbond met Abraham sluit. Maar ons sien dan nou natuurlik hoe Jesus die nuwe verbond inlei. Maar ook so met die verbond met Abraham was daar verbonde wat God kom maak het met Noag voor die tyd, voor Abraham se tyd. En dit is nogal uniek om te gaan kyk na die elemente van hierdie verbond en hoe hierdie verbond gewerk het. Jy sien, die aarde het weggedraai van God af. Mense se harte het hard geword teenoor mekaar en teenoor God. Mense het nie meer die essensie van die genade uitgeleef teenoor mekaar en teenoor die Here nie. En daarom besluit die Here toe om die aarde tot nul te maak, en hy stel hierdie persoon Noag aan om die nuwe aarde in te lei, en God bring verwoesting. En soos wat Noag van sy boot afklim, begin God met hierdie hele nuwe verhaal, waar hy sê, ek gaan nie weer verwoesting so oor die aarde bring nie. Ek gaan nie weer my toorn op so 'n manier oor die mens uitstort nie. En so hierdie verbond wat God met Noag sluit, is ook 'n verbond wat hy met die aarde sluit. En dit is nie 'n verbond van preservering nie, maar 'n verbond van genade. Genade wat God het teenoor die mens, om die mens nader aan hom te bring. Nou, elkeen van ons het partykeer hierdie gevoel dat ons besig is om af te skeep in terme van ons geloofslewe. Baie keer kry ons hierdie gevoel dat ons nie goed genoeg is om die Here se genade te verdien nie. Maar die Here kom herinner ons deur sy genade dat hy nie daar is om verwoesting in ons lewe te bring nie. Dat hy nie daar is om sy toorn oor ons uit te stort nie, maar dat hy 'n God is van herstel. Mag jy die Here se herstel in jou lewe kom beleef vanoggend. Mag die Here weer homself aan jou bekend maak. Mag jy regtig beleef hoe God sy genade aan jou bewys. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, Here, ons wil vir U dankie sê vir hierdie wonderlike dag. Here, dankie dat ons die herstel kan sien na ons so lang droë seisoen gehad het, maar nou die reën beleef. Die reën wat die herstel bring in ons plantelewe en in ons aarde. Here, in die verandering van die seisoene sien ons ook U hande werk. Here, ons word daardeur herinner dat U in beheer is van alles, dat U die versorger en die voorsiener is in U geregtigheid. Here, wees met ons in hierdie week waar ons verskeie uitdagings gaan beleef. Mag ons harte nooit ver weg van U afdryf nie. Mag ons fokus op die verbond van genade wat U na die aarde toe gebring het, om te sê, ek het nie gekom om te vernietig nie, maar om te herstel. Dankie Here vir U goedheid en U liefde, en dankie vir U Seun Jesus Christus, wat vir ons aan 'n kruis kom sterf, sodat ons 'n lewe kan hê en 'n lewe tot die volste toe. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Familie, mag julle 'n geseënde week verder beleef en mag julle die verbond altyd naby hou. Mag julle weet dat God met julle is, nou tot in ewigheid. Amen.